Here. Ons bid eers. Dankie, ons Vader, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Here, ons loof, ons prys, ons eer, ons bid die Here. En ek weet nie, Here, hoe dit moontlik is so klein, sulke klein mense, so stofdeeltjies, dat U soveel eer gegee het, ons U kan bid, Here. U is so groot, U is so hoog, U is so verheerlik. Here, U is die Almagtige. U is die skepper van die hemel en aarde. Nogtans gee U om vir so klein persoon, so klein stukkie stofdeel. Gee U om, Here. Here, waar kan ons dit toe-eien sê, ons het die reg om U te aanbid. Waar kan ons sê dat ons so groot God kan aanbid, en dat so groot God ons selfs kan hoor, dat ons wel probeer. Here, ek dink nie ons raak aan die almag, aan U heerlikheid nie. U is te groot, U is te almagtig, Here, U is te hoog en te verhewe, maar tog laat U toe dat ons U aanbid en U naam te verheerlik en U naam groot te maak en voor U te kan buig om U naam aan te roep, Here. Ons kan van U niks eis nie, maar tog sê U vra en ek sal gee. Roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou verlos. In die naam van Jesus, Here, ons bid, ons gee eer en lof dat U toekom, Here. Niemand anders kom dit doen, Here. Here, alles wat ons kan doen, kan ons net doen deur U wat ons krag gee, deur U wat ons in staat stel, in Jesus naam, Here. Ek wil ophou nie, ons moet ons kan ophou nie, Here. Want kan hierdie bietjie woorde U lof so sing, U grootheid verkondig, Here. U is dan so almagtig, U is dan so hoog verhewe. U het alles in U hand, Here. U het alles in beheer. Niks in beheer, Here. In Jesus naam, want U is in beheer. Ons loof en ons prys net vir U, in Jesus naam. Die Here sê vir my, hy sê, ek is besig om jou voor te berei om 'n visser van mense te word. Hy sê, maar heiliglik, het jy nog net 'n visstok. Jy vat die visstok en jy gooi hom hier en jy vang 'n visie. En jy gooi hom daar en jy vang 'n visie. Jy sien, en jy gooi hom oral en partykeer trek, vang jy nie eens die vis, die ander tye kry jy daar 'n visie gevang. Die Here sê, maar die tyd kom, dat wanneer jy gaan nie meer met een hoek gooi nie, jy gaan 5 hoeke, nee. Maar jy gaan gooi, jy gaan 2 uittrek, en jy gaan 3 uittrek, en jy gaan 5 uittrek. En jy gaan nie bly by die 1 nie. En jy gaan nie bly by die 2 en 3 en 4 en 5 selfs nie, sê die Here. Dan gaan 'n dag kom wat ek vir jou 'n net gaan gee in jou hande. En jy sal die net uitgooi. En jy sal weer eens die net hier gooi, jy sal die net daar gooi, jy sal dit gooi. En jy sal visse met mekaar maak. En as op tye wees wat jy sê, Here, maar ek het al heel nag vis gevang, en ek kry nie vis gevang nie. Nou sê U, ek moet weer gooi. Maar op die woord gaan ek gooi. Want jy sê, die Here sê, die dag sal kom, dat jy die net in die diep water ingooi. En ek sal die net vir jou volmaak, sê die Here. Ek sal die net so volmaak, dat dit wil skeer, sê die Here. Maar dit sal nie skeer nie, want dit is my koninkryk, dit is my kerk, dit is my liggaam. En my liggaam sal dit nie gaan, sê die Here. En wanneer jy inbring, sal dit inkom in my koninkryk, en nie in jou nie. Maar in my koninkryk, my liggaam, my kerk, sê die Here, sal jy dit intrek. En dit sal by mekaar kom. En dit sal gereed gemaak word. Vir my komst, die Here, my komst is ook aan dit. En dit is wat ons werk. Ja, sê, gaan vlug. Keer in Jesus. Okay.
dit vra. Julle ken ons almal vir die Here. Julle ken ons Jesus. Julle weet ons hoekom julle hier is. Julle kom ons hier omdat julle Jesus wil aanbid. Julle het ons hier gekom omdat julle vergewe is. Okay? Omdat jy sonde by. Wie se sonde is nog nie vergewe nie? Wie het sonde wat nog nie vergewe is? Die Here sê, by die kruisgrawe, dit is sê, hy het sy lewe vir ons opgegee, terwyl ons nog sondaars was. So terwyl jy nog 'n sondaar is, baie mense dink, nee, ek moet eers van my lewe in lyn kry, ek kan nog nie na die Here toe kom nie. Ek moet eers ophou, ek moet eers begin, ek moet eers gaan, ek moet eers kom, ek moet die of die ander. Voordat ek by die Here kom, want ek is nie goed genoeg vir hom. En waarom ek sê die Here wat vir jou sterf nog heeltemal in sonde is. Voordat jy nog een ding afgelê het. Voordat jy enige verandering gebring het. Jy sien die Here sê ek wil hê jy kom soos jy is. Met al jou sonde. En ek vergeef jou. So, nou sê hy, ek het vir jou gesterf toe jy nog 'n sondaar was. So as hy vir jou gesterf het toe jy sondaar was, wat is jy dan nou? Jy kan ons nie 'n sondaar wees en hy sterf vir jou sonde en terwyl jy nog 'n sondaar is en nadat jy vir jou gesterf en die prys betaal het en die sonde weggeneem het, kan jy mos nie nog steeds 'n sondaar wees. Jy moet mos nou iets anders wees. Okay. So, kom ek sê jy nou, dat elke sonde van die begin van Adam en Eva, Adam en Eva daardie eerste sonde gepleeg het, nee. Tot die laaste persoon en die laaste sonde wat nog gepleeg gaan word, is reeds betaal. As dit reeds betaal is dit reeds vergewe. Surprise, surprise. As nie een van julle wat hier sit, ons sonde het. Maar nou sê die Here vir ons, vergewe ons skulde, so moet julle bid. Here, vergewe ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Dan sê Jesus, as jy nie hulle sonde vergewe nie, sal my hemelse Vader jou sonde nie vergewe. Nou, hoe nou? Die ding klink of hy so teen mekaar spreek. Op die een plek sê hy, jou sondes is vergewe, hy hang op die kruis en sê, dit is volbring. Die volle prys is betaal. Die sonde is totaal uitgewis. Jy het geen sonde. Nou, hoe nou? Jy weet, dit klink op die woord so 'n bietjie te mekaar spreek, maar die Here weet waarvan hy praat. En dit het vir ons baie verduidelik. Dit gaan vir jou vandag uitwis. Ons gaan voor daar Matteus 5. Matteus 5, daar vers 22 af. Kom lees van vir julle. Jou Bybel het maak oop as jy nie het nie, as jy kan nie het nie, want jy kan nie weet of lees wat werklik in die Bybel staan. Alright, so. Hy sê maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raak aan. Nou wat beteken raak, maar nou ja. Iets ek weet. Maar hy sê moet verantwoording doen voor die groot raad. Groot raad, hoofletter, hè? Groot raad, hoofletter. So dit moet wys na die grootste raad. Dat kan nie boere raad wees. En elkeen wat sê jou dwaas moet verantwoording doen in die helse vuur. En dan pyn. Maar Here, my sondes is dan nou vergewe. Hy sê maar as jy vir jou broer dit doen. Okay? Elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. Maar my sondes is vergewe. Maar daar is 'n sonde waarvan jy
vry maak, maak my vry. Okay? As jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar wyfel, dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar, voor die altaar, bly en gaan versoen jou, eers met jou broeder. En kom dan, en bring jou gawe. Nou, klink dit asof hy so praat van die ou dag, die ou testament, want hulle moes 'n gawe moes. Hulle moes kom iets offer. En baie van die heidense aanbidding of aanbidding uit die goede wat aanbid, bring hulle nog steeds offers. Jy sien? Want hulle moet versoening doen vir hulle sonde. Maar ons het die ultimate offer gekry. Die lam van God. Nie die lam, 'n lam. Die lam van God. Jesus loop so, daar die doopwater van Johannes, en hy sê, daar gaan die lam van God. Wys na Jesus. So Jesus is die lam van God. The ultimate is. Daar is geen groter prys nie. Hoekom moet hy nie elke keer weer geoffer word nie? As hulle dan, toe hulle die lams geoffer het, moes hulle elke jaar weer en weer offer. Oor en oor. Maar hier kom Jesus, hy sê, ek betaal een keer en vir altyd die prys. Die verskil is dat die lam, die jaaroude lam, sonder gebrek, sonder rimpel, sonder vlek, toe hulle hom offer, toe sterf hy, en staan nooit weer op nie. En Jesus kom en hy gee sy lewe, en hy lees sy lewe neer, en hy staan weer op. Daar was hy ons lewe op. Want hy leef weer, en die prys is betaal. Hy sê, so een keer offer, so ons hoef nie elke keer vir Jesus te offer, vir elke keer wat ons offer. Maar ek kan my sonde bely. Okay? Ek kan my sonde bely. As jy sê jy het die sonde, dan lieg jy. In jou anders. Ja. Jy sê jy het die sonde, dan sê jy sonde lieg. En as jy lieg, dan is jy sonde. Boom. Jy skuldig op vir jou. Want wil laat jy bly skuldig. So, die ding is net, dat Jesus het vir ons die prys betaal. En daarom sê hy, die prys is eens en vir altyd betaal. Maar, nou sê hy, as die prys dan betaal is, dan sê jou sondes moet vergewe. Hy sê, ek vat jou sonde, ek werp het in die see van vergeeftelik, ek verwyder dit so ver soos die ooste van die west af, ek sal nooit weer daaraan dink nie. As ek dan nooit weer daaraan sal dink nie, en ek vergewe nie my broer of suster, wat ter sonde gaan hy my dan vergewe, want my sonde is dan klaar vergewe. As jy by hom kom en sê, ja, maar jy sê, jy gaan my sonde vergewe nie so, jy het al my sonde weer in die see gehaal. God kan nie lieg nie. God kan hom nie teenverraad nie. Kan nie self teenverraad nie. So toe God sê, ek dit nooit meer aan nie. Dit nie nooit meer. So jou sonde is in die see van vergeeflikheid, dis verwyder van jou ooste van die weste. Hoe kan dit wees dat God nou sê dat die sonde nie sal vergewe word as jy nie vergewe nie? Wat is sonde praat hy van? Dan moet alles sonde wees. Daar is 'n sonde wat nie daarin gesluit is. Want jou sonde gaan dan nie vergewe. En as jy nie jou sonde vergewe is nie, daai sonde, sal jy verantwoordelik doen in die helse vuur. Dis nie wat ek sê dit, maar ek sê dit omdat dit hier staan. Nou sê net maar hy volgens, hy sê in vers 25, wees gou goedgesind teenoor jou teenparty, solank as jy nog saam met hom is, nie so, terwyl ons nog hier is. As ek iets teen enige een van jou het, moet ek nou verantwoordelik. Ek moet nou regmaak. Hy sê, wees gou goedgesind teenoor jou teenparty, solank as jy nog saam met hom op die pad is. Ons is hier op die pad na die ewigheid toe, na die ander kant toe. So as ek dan nog hier is, moet ek regmaak met jou, en met my broer, en met my suster, en met my kind, en met my ma, en met my pa, en wie ook al, moet ek